Welkom. Dink 'n bietjie hieroor na. Stel jou die besigste hoofweg in die land voor. Maar hierdie een is binne in jou liggaam en dit lei direk na jou brein. Vandag kyk ons na die ongelooflike sprong van die skalpel na die stent. Dis 'n storie oor hoe dokters geleer het om hierdie kritiese roetes te herstel en so lewens te red. Dis 'n nogal skrikwekkende gedagte, né? Wel, vir miljoene mense is hierdie vraag nie net hipoteties nie. Dis die harde realiteit van 'n toestand bekend as brachiokefaliese arteriale siekte. Kyk, jy kan aan jou are dink as die paaie en hoofwee van jou liggaam. Hierdie spesifieke arteries, die wat van jou hart af vertak, is die N1s, die superhoofwee. Hulle voorsien al die suurstofryke bloed aan jou brein en jou arms, wat hulle absoluut krities maak vir elke enkele gedagte en elke beweging wat jy maak. Reg, so kom ons breek dit 'n bietjie af. Wat presies gebeur wanneer hierdie superhoofwee, wanneer hulle probleme begin gee? Die mediese term is brachiokefaliese arteriële siekte en die oorsaak meestal arteriosklerose. Dis basies 'n opbou van gedenkplaat wat hierdie are vernou en die bloedvloei beperk. Dink daaraan as 'n massiewe verkeersknoop, want wanneer die hoofweg na jou brein geblokkeer word, ja, dan kan die gevolge katastrofies wees. So hoe het dokters hierdie verkeersknope in die ou dae hanteer? Wel, die antwoord was nogal drasties: oop chirurgie. Die tradisionele oplossing was 'n reuse operasie. Chirurge moes letterlik die borskas oopmaak net om by daai geblokkeerde aar uit te kom. Die risiko's was enorm, 'n baie hoë kans op ernstige komplikasies en selfs die dood. Dit was duidelik dat 'n beter, veiliger metode dringend nodig was. En dit bring ons by 'n mediese revolusie. Kom ons kyk na 'n nuwe, baie meer elegante oplossing wat alles verander het: endovaskulêre terapie. Die verskil is soos dag en nag. In plaas daarvan om die borskas oop te sny, werk dokters nou van binne die aar af. Dit beteken soveel minder trauma vir die liggaam, baie laer risiko's en 'n ongelooflike vinniger hersteltyd. En die kersie op die koek? Sou die probleem ooit terugkeer, is daai groot operasie steeds 'n opsie vir die toekoms. Goed, so hoe presies werk hierdie inside job? Kom ons kyk na die gereedskap en die tegniek wat hulle gebruik. Die hele proses is soos 'n ongelooflike delikate padhersteloperasie, maar van binne. Eers kry die dokters toegang tot die aar, gewoonlik deur 'n klein snuitjie in die lies. Dan word 'n baie fyn draadjie versigtig deur die blokkasie gevleg. 'n Klein ballonnetjie word dan opgeblaas om daai gedenkplaat plat te druk en die pad oop te maak. En laastens word 'n stent, dis 'n klein metaal maasbuisie geplaas om die aar permanent oop te stit. Jy weet, selfs hierdie tegnologie het ontwikkel. Aanvanklik het dokters net die ballon gebruik om die aar oop te rek, maar die probleem was, dit het dikwels maar net weer ineengestort. Die ware deurbraak was die gebruik van 'n stent. Deur daardie klein maasbuis agter te laat as 'n soort permanente steier, het die resultate skielik baie meer betroubaar en duursaam geword. Goed, so ons het die ou manier en die nuwe manier, maar as dit by die kritieke punt kom, hoe vergelyk hulle nou eintlik? Kom ons kyk na die data. Hierdie aanhaling bring ons by die kern van die saak. Wat dit basies sê, is dat oop chirurgie dalk langer hou, maar die stentprosedure is baie veiliger en 'n baie makliker herstelproses vir die pasiënt. Is daai klassieke mediese afweging, duursaamheid teenoor veiligheid. Kom ons kyk gou na die duursaamheid. Na 5 jaar is 'n indrukwekkende 96% van die areas wat met chirurgie regmaak is, steeds oop. Vir stents is daardie syfer 70%. So ja, dis 'n beduidende verskil dat wys chirurgie hou langer. Maar, en dis 'n groot maar, draai nou die muntstuk om en kyk na veiligheid. Hier sien ons die stentbenadering het 'n duidelike voordeel, met 'n komplikasiekoers van net so oor die 6% vergelyk met amper 10% vir oop chirurgie. Vir baie mense is hierdie lae risiko die deurslaggewende faktor. Maar die keuse is nie altyd so eenvoudig nie. Die tipe blokkasie speel 'n reuse rol. 'n Eenvoudige netjiese vernouing, 'n stenose, is ideaal vir 'n stent, maar 'n volledige blokkasie, 'n okklusie of 'n aar wat swaar verkalk en kliphard is, wel, dis dikwels steeds beter geskik vir tradisionele chirurgie. Die dokter moet die beste gereedskap vir die spesifieke probleem kies. Reg, so die verkeersknop is verwyder, die pad is weer oop. Maar die werk is nog lank nie verby nie. Wat gebeur volgende om daai pad oop te hou? Langtermyn sukses vra vir 'n streng instandhoudingsplan. Dit sluit medikasie soos aspirien in om bloedklonte te keer, absoluut noodsaaklike lewenstylveranderinge soos om op te hou rook en dan ook gereelde ultraklankondersoeke om seker te maak daai hoofweg bly oop en vry van verkeer. En dit is regtig die kernboodskap hier. Die tegnologie is wonderlik,
Maar dis nie 'n towerstafie nie. Die stent maak die aar oop. Ja, maar die pasiënt en al mediese span moet saamwerk om seker te maak dat dit so bly. Dis 'n vennootskap. So, ons het gesien hoe 'n lewensgevaarlike operasie getransformeer is in 'n baie veiliger, minimaal indringende prosedure. Dit los ons met 'n ongelooflike opwindende vraag. Watter ander groot operasies van vandag sal die elegante inside job oplossings van môre word? Die toekoms van medisyne lyk al hoe minder soos 'n skalpel en al hoe meer soos 'n stent.